Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Ek het eintlik laasweek al begin daarmee. Wat glo jy? Ek kan onthou as 'n kind en ek kan onthou toe ons jonk was en ons was verplig om kerk toe te gaan en ons het na een van die tradisionele kerke gegaan. Elke Sondag op 'n sekere tyd aan die dominee gesê staan, kom ons doen die geloofsbelijdenis. Kan jy dit onthou as jy nie in daai kerk was? En later van tyd het dit net 'n rympie geword. Later van tyd, jy kon dit toe uit jou kop uit opsien. Dit het nie vir jou 'n betekenis meer geword nie. Wat ek jou vanoggend wil vra is, wat glo jy? En ek wil hê ons moet kyk daarna ten opsigte van die dood en die opstanding van Jesus Christus. Ek wil hê ons moet kyk van wat glo jy oor die dood en die opstanding van Jesus Christus. Ons verklaar in ons geloofsbelijdenis, op die derde dag het hy opgestaan, gevaar na die hemel toe, en dis alles goed, en dis alles wel, en dis alles waar. Maar wat beteken dit vir jou? Wat verander dit vir jou in jou lewe, of bly jy maar dieselfde? Jy spreek dit maar net, en dit is outomaties. As mense vir jou so vra en vir jou so sê, wat glo jy in Paasfees? Die lam van God het gekom om te sterf vir my. Hy het my sondes van my al weggeneem. Hy het gesterf sodat ek 'n ewige lewe kan hê, goed en wel. Dis wat hy gedoen het. Maar uit dit uit, wat glo jy? En ek gaan in hierdie paar weke gaan ek vir jou stil staan by dit, oor die vraag, wat glo jy? Kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte. En ons begin by Markus 14, vanaf vers 10 tot 11. En ek gaan sekere dele vir jou vat, en ek gaan sekere persone gebruik uit hierdie verhaal uit, om vir jou te demonstreer, en vir jou te wys, wat is dit, wat ek en jy kan glo, uit hierdie hele scenario, van die dood en die opstanding van Jesus Christus. Het gaan oor Judas Iskariot. Ek sê die volgende, daarop het Judas Iskariot, een van die 12 disippels, na die priesterhoofde toe gegaan, om met hulle reëlings oor hoe hy Jesus aan sou uitlewer. Hy gaan na die hoofpriesters toe en hy sê vir hulle, luister, ek het 'n plan. Ek kan vir julle Jesus gee. Hy het die gerugte gehoor al, dat hulle wil vir Jesus doodmaak. Maar hulle was bang, want daar was altyd 'n skare van mense om Jesus. Daar was mense wat gekom het om te kyk na die wonders en die tekens. Daar's mense wat gekom het vir die lering. So die Joodse leiers was baie bang gewees oor, hoe gaan hulle optree en hoe gaan hulle nou vir Jesus vang? En Judas het 'n plan. Judas het dalk geglo, as Jesus Christus sterf, en hulle betaal my 30 stukke silwer, dan gaan ek aansien en rykdom hê. Dalk sal hierdie Joodse leiers my 'n geleentheid gee om deel te wees van die Joodse leierskap. Dalk sal ek aansien en guns by hulle vind. Dis dalk wat hy geglo het. Dis dalk wat hy gevoel het hier binnekant hom, en daarom het hy gegaan en oorgegaan om Jesus te verraai. Toe hulle dit hoor, was hulle verheug en het hulle hom 'n bedrag geld beloof. Hy was toe op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus aan hulle uit te lewer. Ons sien, hy het gedink oor hierdie ding. Hy het gedink daaroor, Jesus Christus gaan sterf. Wat gaan ek daaruit kry? Ek gaan rykdom kry, ek gaan aansien kry, gaan dalk oor my gaan, dalk maak hulle my 'n spesiale gesalfde persoon, want hierdie Jesus Christus wat hulle volgens hulle 'n vals lering verkondig, sal nou sterf en die einde van dit wees. Dalk sal my naam iewers in die geskiedenisboeke geskryf word, as ek die een wat Jesus uitgelewer het. Sy naam is geskryf in die geskiedenisboeke, maar vir die verkeerde rede. Sy naam is geskryf, en daar's 'n les wat ons kan leer uit die lewe van Judas. Hy het geglo, dat as hy dit doen, dan gaan hy aansien hê, en hy gaan, jy sien, dit het alles oor hom gegaan. Sy hele fokus is oor, wat kry ek uit dit uit? Het gaan oor die eie ek van Judas. Ons weet, hulle was baie bly geweest, en Judas se plan het tot werking gekom. Maar ons weet ook, en ek vat niks daarvan af weg nie, dat die duiwel het in Judas ingekom, en daarom het hy oorgegaan na die daad om Jesus te verraai. Ek wil hê ons moet kyk bietjie na van die disippels. Wat het hulle geglo? Ek meen, Judas en die disippels het vir 3 jaar lank saam met Jesus geloop.
Hulle het vir 3 jaar gesien die wonders, die tekens. Hulle het Lazarus gesien. Hulle het die eerste teken gesien van die water wat in wyn verander is. Hulle het gesien die man wat hy genees het wat blind was. Hy het gesien die mense wat malaats was wat hy genees het. Wat het hulle geglo? Lukas 22 vers 24, 26 en 27 sê vir ons die volgende. Daar het toe wetywering onder hulle ontstaan, oor wie die belangrikste beskou moet word. Hulle het gedink as Jesus nou doodgaan, kom ons stry onder mekaar, Jakobus en wie ook al, kom ons stry onder mekaar en kyk wie gaan die belangrikste wees. Wie gaan dalk die opvolger wees en wie gaan die leier wees? So hulle het gestry onder mekaar. En Jesus het dit alles gehoor en ek dink dit het sy hart baie seer gemaak. Dat hy is nog nie eers dood nie, maar hulle is al reeds besig om te kyk wie vul die vacancy. Vers 26. By julle moet dit egter nie so gaan nie, maar die belangrikste een onder julle moet wees soos die geringste. En die een wat leiding gee soos een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is of die een wat bedien? Hy vra wie is die belangrikste? Vir hom was hy die belangrikste, hy was die een wat aan die tafel gesit het. Dit is sy instelling van die nagmaal. Hulle was veronderstel om hom te bedien. Maar hy sê vir hulle die belangrikste, dit is tog hy wat aan die tafel is. Ek is egter in julle midde soos een wat dien. Hy sê ek is die belangrikste aan hierdie tafel. Ek gaan sterf vir die wêreld. Ek gaan die sonde van die wêreld op my neem. Ek gaan mense vrymaak vir geslagte en geslagte. Maar omdat ek belangrik is, moet ek ook 'n diensknegt wees. Jy sien, ons wil baie maal ook belangrik wees, maar ons is nie bereid om 'n diensknegt te wees nie. Ons wil die een wees wat bedien wil word, maar ons is nie bereid om ander mense te bedien nie. So hulle het gestry en geargumenteer en by mekaar gepraat en gesê, luister, ek gaan dalk nou die belangrikste wees. Ek is die een wat aan die hoof van die tafel nou moet sit as Jesus weg is. Ek is die een wat aan die regterhand van Jesus moet gaan sit. Maar nie een van hulle kon daai posisie inneem voordat hy nie 'n diensknegt geword het. En dis wat Jesus vir hulle wys. Wat het hulle geglo? Dat as Jesus weg is ons belangrik. Dat as Jesus nie meer daar is nie, as hy vir hulle gesê het, ek gaan opvaar na die Vader toe, ja, jy moet nou 'n volgende leier wees. Wie van ons gaan die volgende leier wees? Dis wanneer jy jou eie waarde te hoog aanstaan, dat jy wil baas speel oor ander. Dis wanneer jy dink jy is so belangrik. Ek is nie 'n diensknegt nie, ek is eintlik die belangrike een aan die tafel. En dan wil jy baas speel oor iemand anderste, jy wil neerkyk oor iemand anderste, en jy wil nie dien nie. En dat jy teleurgesteld raak in ander en jouself, en ander afskryf. Jy sien, as mense nie bereid is om jou te dien nie, dan skryf jy hulle af. As mense nie bereid is om jou belangrik te ag of wat ook al nie, dan sal jy hulle vermy en jy sal jou skaar by die mense wie jou belangrik ag. En Jesus weet dit. Hy hoor wat sê hierdie disippels. Hulle is by hom aan die tafel, hulle sit aan die tafel, hy gaan die nagmaal instel en hy is bewus van al hierdie dinge. Hy is bewus Judas gaan hom verraai. Tree hy snaaks op teen Judas? Nee. Tree hy snaaks teenoor hulle op, sê hy dalk vir hulle, luister, ek is nog nie eers dood nie, maar julle wil al baas wees. Wie van julle gaan die vervolging en die lyding vat van die Christene as ek sou weggaan? Hulle het nie daaraan gedink nie, jy sien, want dit gaan oor hulle self en die eie ek. Diensbaarheid word deur Jesus aan hulle voorgehou. Dit gaan nie oor die posisie nie. Dit gaan oor die diensknegt wees, die bediening van ander mense. En dis wat Jesus gekom het en hy kom doen het. Hy het vir ons gewys, alhoewel hy is die seun van God, hy is die seun van die mens, nog steeds gaan hy 'n diensknegt word en hy gaan ander mense bedien. Wanneer ons teruggaan en ons gaan kyk na Exodus oor die Paaslam, dan is daar 'n diepe betekenis wat ons kan uithaal uit hierdie gedeelte uit.
Ons weet dat Moses is daar en hy gaan die Israeliete uit die Egipte land uitlei. Hulle was vir 300-400 jaar in slawerny vasgevang in Egipte. En nou is die tyd wat God sê, ek moet my volk hier uitvat. En ek gaan my volk wegvat na die beloofde land toe, want hulle is my volk en ek is lief vir hulle. En hy stuur hierdie verskillende plaae om die gode van Egipte te verneder, want hulle het 'n God van die rivier gehad. Hulle het 'n God van bloed gehad. Hulle het 'n God van die paras gehad. Dis almal wie hulle aanbid het. En elke plaag wat God stuur vir hulle, verneder hulle gode. Maar dan kom hy by die laaste plaag. En dis die een wat vir ons wys na die paaslam toe. Na Jesus Christus wat moet sterf aan die kruis, wat vlekloos was en geen fout meer gevind kon word nie. Kom ons gaan terug na daai aand toe. Eksodus 12 vanaf vers 5. Hy gee vir hulle die opdrag, hy sê vir hulle, dit is wat moet gebeur, want die doodsengel gaan verbykom. En as jy nie reg is nie, sal jy nie gespaar word nie. Vers 5. Hy sê vir hulle, dit moet 'n rammetjie wees uit die skape of bokke, wat 'n jaar oud is en waarmee daar niks verkeerd is nie. Dan mag niks fout wees nie, dan mag geen gebrek of enigiets aan hierdie dier wees nie. Hy moet 100% reg wees vir dit waarvoor hy hom gaan gebruik. Hulle moet van die rammetjie se bloed vat en daarvan smeer aan die bokant en die sykant van die kusyn van die huise voordeur waarin hulle dit gaan eet. Hy sê hulle gaan die lammetjie eet, maar wat hulle moet doen is, en hulle het 'n hiesoptakkie gewoonlik gevat, en hy het amper halfpad gelyk soos, as ek dit kan stel, soos 'n moderne verfkwas. En dan het hulle dit gesmeer daarin en hulle moes dit aan die kante van die deurkusyn en aan die bokant van die deurkusyn smeer. Die bloed van die lam. Die bloed van die lam sou die beskerming wees vir sy mense. Kan jy sien waarheen is ons op pad? Die bloed van die lam aan die kruis is die beskerming vir sy mense. Elkeen wat ongehoorsaam sou wees en elkeen wat dit nie sou doen nie, sou sterf. God se genade was groot vir hulle, maar daar was die bloed wat nodig was om hulle te kon beskerm. Eksodus 12 vers 12 tot 13. Ek sal daardie nag deur Egipte trek en in die land al die oudste seuns en die diere wat eersgebore dood is. Ons lees so maklik en ons hoor dis net die oudste seun, maar selfs die diere is doodgemaak. Ek sal die gode van Egipte straf. Ek is die Here. Vers 13. Die bloed wat julle aan julle kusyne gesmeer het, sal vir my 'n teken wees dat julle daar bly. As ek dit sien, sal ek daardie huis oorslaan. Die ramp wat ek oor Egipte laat kom het, sal julle nie tref nie. En ons weet wat het gebeur daai aand. Daar waar die huise was, waar hulle aan die binnekant was en die bloed aan die deurkusyn was, daar het die doodsengel verbygegaan en geen onheil het hulle getref nie. Ek wil jou terugvat na Paasnaweek wat kom. Daar is 'n lam wat geslag was vir my en vir jou vir die gifnis van sondes. Daar's 'n lam wat geen gebrek gehad het nie, wat volmaak was, wat gesterf het vir my en vir jou, sodat ek en jy 'n lewe van beskerming en van oorvloed kan hê. Jesus die lam van God sonder gebrek sterf vir my en vir jou. Deurkusyne simboliseer 'n grens, 'n skeiding tussen privaat en die openbare sfeer. Dis ook die lewe. Jy sien, almal wat agter die bloed van Christus gestaan het, was beskerm geweest. Almal wat voor die bloed van Christus gestaan het, die bloed van Christus of die bloed van die lam het geen rol in hulle lewe gespeel nie. Hulle het omgekom aan die dood. Vanoggend vir my en vir jou, die kruis is die grens wat die skeiding maak tussen my en jou. Agter die kruis, die bloed van die lam is aan die deurkusyne gesmeer van jou lewe. Voor die kruis is die loon van die dood en die bloed van Christus kan jou nie beskerm. Wanneer jy lewe in sonde, moet jy weet dat die doodsengel gaan een of ander tyd by jou verbykom en ek praat van die ewige dood.
Maar wanneer jy in Christus is, wanneer jy aan die ander kant van die kruis is, wanneer jy besef wat die lam vir jou gedoen het, wat jy besef uit jou rein en skoon gewas van sonde, en jy's in hom, dan het jy die beskerming wat jou toekom. Die kruis is die grens vir ons. Voor die kruis geen beskerming, geen vrymaak en geen vergifnis nie. Dit kan net gebeur as jy agter die kruis kom. Kan net gebeur as jy aanvaar die bloed van Jesus Christus, as jy gedoop word in Jesus Christus, en jy staan op as 'n nuwe persoon. Agter die kruis is die bloed van Christus daar, die perfekte lam om vir jou te beskerm. Na die kruis, die bloed van Christus wat ons beskerm, vrymaking en vergifnis. Voor die kruis kan jy geen vrymaking en vergifnis kry nie. In Christus is daar geen veroordeling nie. Paulus skryf dit baie duidelik vir ons in Romeine. Hy sê vir hulle wat in Christus is daar geen veroordeling nie. Hoekom? Wanneer Christus kyk en wanneer hy sien, dan sien hy die bloed. Ek kan verby hierdie persoon beweeg. Hy is beskerm deur die bloed van Christus. Hy behoort aan my, hy is uitverkoop aan my. Maar hulle wat voor die kruis staan, het dit nie. Die kruis is die skeiding in die deurkusyn van die huis. Binne in die huis het hulle gehoor die geweeklaag. Hulle het gehoor die smart en die geskree van die kinders wat sterf. Hulle het gehoor die gebulk van die diere en dit wat besig is om te gebeur en die oordeel wat God bring. Maar in Christus is hulle veilig. Deur die dood en die opstanding van Jesus Christus by die kruis, in Christus is jy veilig. Jy sal hoor die geween en die geknars van tande van hulle wat voor die kruis staan en wat nie die vergifnis en die vrymaking kry nie. Jy sal hoor hulle wat uitroep en God vervloek as gevolg daarvan dat hulle nooit agter die kruis wou gaan staan nie. Hulle het nooit aanvaar die lam wat geslag is vir hulle nie. In Jesus is daar lewe. Sonder en buite Jesus is die dood. Daar's 'n paaslam wat vir my en vir jou geslag is. Johannes 13 vanaf vers 4 tot 8. Hierdie paaslam wat vir my en vir jou geslag is, ek en jy kan verstaan aan die kruis, dat hy was die offer vir my en vir jou. Hy was die offer van die sonde vir my en vir jou. Hy het die veroordeling weggemaak, hy het die vryspraak gebring, hy het die lewe gebring vir my en vir jou, omdat jy binne in hom is, en omdat die bloed van Christus jou toemaak. Maar hy leer vir ons iets verder, alhoewel hy die paaslam is. Alhoewel hy die belangrikste een aan die tafel is, word hy 'n diensknegt. Ons lees in Johannes 13 vanaf vers 4 tot 8. Hy het toe van die tafel opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n doek gevat en het om hom vasgebind. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was en af te droog met die doek wat hom vasgebind was. Hy staan op, die belangrikste een aan die tafel, en hy word die diensknegt. Dit was die plig van die slawe gewees om die voete van die mense te was wat aan huis gekom het vir die ete. Omdat dit in die bovertrek was saam met sy 12 disippels, was daar nie slawe nie. En dit was eintlik Petrus wat moes gegaan het en die voete gewas het. Maar Jesus sê, ek is nie verhewe bo julle nie. En hy neem die skottel en hy maak die doek om hom vas en hy begin om die voete te was van die disippels. Hy kom toe by Simon Petrus wat vir hom sê, Here, gaan nie my voete was? Jesus word 'n diensknegt. Die leermeester vir wie hulle gevolg het en geleer het, leer vir hulle 'n belangrike les en leer vir my en jou 'n belangrike les. Jesus stel die voorbeeld wat ek en jy moet volg. Hy stel die voorbeeld van die diensknegt wat ek en jy moet volg. 'n kind van die Here of 'n navolger van die Here is nie daar om gedien te word nie. Dit gaan nie oor jou nie. Jy is daar deur die liefde van Christus om ander te dien, om die diensknegt te word vir ander, sodat hulle kan sien Jesus Christus in jou. Voor hulle oë word Jesus 'n slaaf. Hy neem die rol aan van 'n slaaf. Christene is nie verhewe bo iemand anders nie. Ek is 'n Christen.
Dit beteken niks. Jy kan spreek soveel keer as wat jy wil, ek is 'n Christen, maar as daar geen dade by dit is nie, werk dit nie. Jy sien, dit word geloofwaardig wanneer jy oorgaan in 'n daad. Dit word geloofwaardig wanneer jy die dienstig word en jy begin om ander mense te bedien. Die dood en die opstanding van Jesus beteken, ek moet 'n slaaf word en ek moet ander mense begin bedien. Ek moet nie gedien word nie. Ek is daar om ander te dien. Jesus as 'n voorbeeld, ons voorbeeld, die diensknegt. En Jesus het nie sekere mense uitgesit nie. Hy het almal bedien. Hy het begin met Judas. Hy het Judas se voete gewas en hy het geweet, Judas, 30 stukke silwer is wat jy gekry het om my te verraai. Jy gaan dalk blydskap en vreugde in jou hart hê want jy het geld. Jy gaan dalk blydskap en vreugde hê want jy dink jy gaan aansien by hulle hê. Maar weet jy wat? Ek het vir jou gekom om te dien. Vir Petrus, hy het geweet Petrus gaan hom verraai. Hy het geweet Petrus gaan hom verloon 3 keer en hy het dit vir Petrus gesê. Nogtans sê hy nie, Petrus, omdat jy my verloon, kan ek nie jou voete was nie. Hy gaan en hy gaan was die voete van Petrus. Hy bewys barmhartigheid en hy bewys liefde en hy bewys die slaaf, die diensknegt gestalte, selfs aan hulle wat hom te nakom. By Johannes en Jakobus en die ouens wat wil weet wie is die belangrikste en waar gaan hulle wees, selfs by hulle het hy stil gestaan. En hy was hulle voete. Jy sien, 'n diensknegt diskrimineer nie teen iemand anders nie. 'n Diensknegt is daar om aller mense te dien. Nie net die wat jy glo in jou sosiale kringe is nie, maar ook hulle. En ons leer dit in die 70x7, hulle wat jou te nagekom het. Hulle wat jou seer gemaak het. Hulle wat veroorsaak dat jy 'n wroging in jou hart het. 'n Diensknegt van die Here Jesus Christus bedien selfs vir hulle. Hy het 'n diensknegt vir hulle geword. Thank you, Anthony. Wat glo jy? Na dit wat jy gehoor het vanoggend. Wat glo jy uit die dood en die opstanding vir Jesus Christus? Wat het hy gedoen vir jou? Hy het my sonde weggevas, dit is korrek. Hy het gesterf vir my, yes. Ons kan al hierdie goed opnoem en jy sal weet, terwyl jy dit alles opnoem, vir my, gaan nie oor jou nie. Hy het dit wel vir jou gedoen, maar hy het van jou gevra, word die diensknegt. Hy het vir jou gevra, verander jou lewe. Vergeet van die ou dinge. Vergeet om vas te klou aan die verlede en begin om 'n gedagte verandering te maak oor die dood en die opstanding van Jesus Christus. Ek los hierdie vraag vanoggend by jou. Na die dood van Jesus Christus, wat glo jy? Wat glo jy as 'n Christen of 'n navolger van Jesus Christus deur die betekenis van sy dood en sy opstanding? Ek wil 'n bietjie met jou deel die kern gedagtes wat as jy dit glo en jy dit besef, dan gaan jy weet en jy gaan dit kan toepas, want hierdie is die kerndoelwitte van Christen wees. Die eerste een is jou gemeenskap met God. Jou verhouding met God. As jy besef hy het gesterf vir jou, as jy besef die genade en die liefde aan die kruis wat daar vir my en vir jou was, dan het jy 'n verhouding met hom, uit dankbaarheid oor dit wat hy vir jou gedoen. Uit die liefde wat jy het vir hom, want hy het jou eerste lief gehad. Om 'n verhouding met God te hê deur Jesus Christus, hom te aanbid en hom te vertrou. Jy sien, omdat hy gesterf het en opgestaan het vir my en vir jou, kan ek hom vertrou. Ek kan hom vertrou en ek kan glo in dit wat hy gedoen het vir my. En ek kan gemeenskap met hom hê, want dit is nie 'n fabel of net 'n storie nie. Navolging van Christus. Om Jesus se voorbeeld te volg in liefde, nederigheid, diensbaarheid en gehoorsaamheid. Jesus was tot die dood toe gehoorsaam aan die Vader.
Ons dink in die tuin van Getsemane waar hy sê, Vader, nogtans nie my wil nie, U kan hierdie beker by my laat verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. God het hom gestuur na die aarde toe om versoening te bring vir my en vir jou. En uit gehoorsaamheid en uit nederigheid, uit die diensknegt gestalte, wys hy vir my en vir jou hoe ons moet wees om hom te volg as 'n kind van die Here. Liefde verander. Die Bybel beklemtoon dat die grootste gebod is om God lief te hê en jou naaste soos jouself. Christen wees beteken dis om ander met respek, genade en omgee te behandel, ongeag van wie dit is. Status of nie status nie. Ras of kleur, groot of klein, om ander met respek en genade en om te gee en hulle respekvol te behandel. Getuienisse en verkondiging, om die goeie nuus van Jesus Christus te deel met ander, nie net deur woorde nie, maar ook deur dade. Om nie net te sê ek is 'n Christen nie, maar in my leefwyse te kan optree en vir mense te kan wys, Christus is 'n werklikheid vir my. Sy dood en sy opstanding het betekenis vir my en gegee en vir jou. Deur dade verander mense liefde en genade te betoon. Ek het laasweek gepraat daaroor veroordeling. Vinger te wys en te sê en net beskuldigings te gooi, want ons regverdig onsself, ek is mos 'n Christen. Wanneer ek 'n Christen is en ek is 'n kind van die Here, dan deel ek met ander met respek en liefde en ek gee om vir hulle. Wanneer hulle in die huis van die Here inkom, maak nie saak wie hy is nie, maak nie saak hoe hy lyk of wat ook al nie, hy is soekend na iets en ek het die antwoord en ons moet dit vir hom gee. Dis die belangrike een waaroor die skyfie gaan vanoggend. Transformasie van lewe. Om jou karakter en optrede te laat verander deur die Heilige Gees, sodat jy meer en meer Christus se beeld weerspieël. Sodat ek en jy meer en meer soos hom sal wees. Dat ek en jy sal begin optree in hierdie wêreld soos Jesus Christus. Die disippels het vir hom gevra, wys ons die Vader. Daar's mense daar buitekant wat uitskree en sê, wys my jou Jesus. Hy vra van my en jou in woord en daad, wees soos Jesus. En leef dit uit tussen die mense. Die primêre doel van Christen wees is dis nie net om 'n stel reëls te volg nie. Is nie net om 'n tradisie vas te hou nie. Is nie net om te sê elke tweede Sondag of elke eerste Sondag van die maand moet ons nagmaal hê nie. Is nie om te sê dat ons moet so en so en so wees en vashou aan tradisie nie. Ons is nie gebind aan 'n stel reëls nie, want as jy gebind is aan 'n stel reëls, is jy nog nooit waarlik vry nie. Nee, maar ek moet so maak. Maar om 'n lewende verhouding met God te staan en daardie verhouding uit te leef in liefde en in diens aan ander. 'n Mens sou dit eenvoudig kon sê, om God lief te hê en om ander lief te hê. Wat glo jy in die dood en die opstanding van Jesus Christus? Ek wil begin om vir jou die eerste punt te gee vandag en volgende week, en soos ek aangaan, gaan ek dit vir jou gee. Deur die dood en die opstanding van Jesus Christus, het jy 'n doel op hierdie aarde. Jy het 'n doel. Jy is hier vir 'n rede. Jy is hier om 'n verskil te maak. Want jy glo in die dood en die opstanding van Jesus Christus, dan moet ek kan glo dat ek is 'n diensknegt. Dan moet ek glo ek moet diensbaar wees. Dan moet ek glo daar moet 'n transformasie in my lewe wees. Ek kan nie vashou en voortgaan soos wat ek was voor die kruis nie, want die dood gaan my nog steeds kry. Ek moet seker maak dat ek agter die kruis is onder die beskerming van die bloed van Jesus Christus, sodat ek sal bly lewe wanneer die oordeel en die veroordeling kom. Deur die dood en die opstanding van Jesus Christus het hy liefde aan my en jou bewys. Die tafel is 'n teken daarvan. Wie sal sy seun stuur om te sterf vir iemand anderste? God het dit gedoen om vir jou te wys hoe lief het hy jou.
En wanneer jy aan hierdie tafel sit, dan vra God vir jou, wys my hoe lief het jy ander mense. Dit wat ek vir jou gedoen het, dit wat jy veilig voel, en dit wat jy gebruik hierso, hoekom verkondig jy dit nie aan die mense daar aan die buitekant nie? Aan jou vriende en jou familie, aan hulle wat in die werksplek is, hulle wat honger en soekend is na die woord en die antwoorde wat ek en jy het. Ek glo in die dood en die opstanding van Jesus Christus, verander hy my, sodat ek bruikbaar vir hom kan wees, en laat ek 'n doel vir hom kan hê. Die nagmaal vanoggend gaan oor die dood en die herdenking van Jesus. As jy glo in die nagmaal, as jy vanoggend deel het aan hierdie nagmaal en jy glo, dit is die tafel, die brood is die liggaam van Christus wat gebreek is vir my en vir jou, die beker is die bloed wat gestort is vir my en vir jou, dan kan jy nie vanoggend se preek ignoreer nie. Want as jy dit ignoreer, dan moet ek vir jou sê, jy glo nie in die tafel nie. God wil hê jy moet 'n lewe van oorvloed hê, maar jy gaan nie 'n lewe van oorvloed voor die kruis hê nie. Wanneer jy in Christus is. Nadat hulle die bloed aan die deurkusyne gesmeer het, en toe hulle uit Egipte uittrek het, van die mense geskenke en goud vir hulle gegee, so geseënd was hulle. Wanneer jy in Christus is, wil God jou so graag seën. Maar hy vra vir jou, verander. Wees meer soos Christus. Word soos Christus. Laat mense in jou lewe sien in woord en daad van hoe jy lewe. Jesus het die brood geneem toe hy by die disippels sit. Nadat hy hulle voet gewas het, het hy sy plek gaan inneem by die tafel. Die belangrikste persoon. Nadat hy die diensknegt was, gaan hy terug en hy word die belangrikste persoon om die maaltyd met hulle te deel. En hy neem die brood en hy breek dit en hy verduidelik vir hulle, hy sê, hierdie brood wat ek hier breek, is my liggaam, wat gebreek sal word vir julle. Petrus, vir jou wat my gaan verloon. Judas, vir jou wat my gaan verraai. Johannes en Jakobus, julle wat wil dink julle gaan eendag iets beters wees, dit is vir julle. Vandag sê hy vir my en vir jou, ongeag jou sonde, is my liggaam wat vir jou gebreek is. Ek wil jou agter die kruis hê. Ek wil jou agter die deurskosyn hê, sodat ek jou kan beskerm, sodat ek kan vir jou gee, sodat ek vir jou kan voorsien, sodat ek jou kan lei na daar waar daar vrede en daar rus is. Wanneer ons aan die brood en dit vat vanoggend, dan is dit die liggaam van Christus, dis die herdenking wat ons het. Hy het die beker geneem en hy het die wyn gevat, hy het gesê, hierdie wyn, dit is my bloed wat vir julle gegiet sal word. Dit is my liggaam wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my. Ek wil hê jy moet vanoggend terugdink aan dit wat jy hoor vanoggend. Ek wil hê jy moet toelaat dat die Heilige Gees die prediker in jou wees terwyl jy besig is met die nagmaal. Hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond. Bevestig deur my bloed wat ter wille van julle uitgegiet word. As jy dit vanoggend doen en jy het vanoggend die broodjie en jy die glasie in jou hand, besef opnuut vanoggend, ek het 'n doel op hierdie aarde. Ek gaan nou hierdie doel uitleef op die aarde, sodat hy verheerlik kan word, sodat sy naam groot gemaak word, sodat die evangelie verkondig kan word, sodat mense gered sal word en nie verlore sal gaan. Gaan nou vanoggend, ek gaan vir die voorsangers vra hulle met vir ons 'n lied kom sing. En terwyl hulle hierdie lied sing, gaan ek vir Anthony vra en ek gaan vir Cornelius vra en hulle gaan vir julle help.